Jesaja 40 vers 28, weet jy dit nie, het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. God is die Almagtige, die skepper, die Here, die koning, die oppergesag, die heilige. Hy is God. En nou met dit in jou gedagtes. Kyk nou na die volgende. 1 Samuel 10 vers 1. Samuel het die vlees met olie geneem en dit op Saul se kop uitgegiet. Hy het hom gesoen en vir hom gesê, die Here salf jou as leier oor sy erfdeel, of die Here het jou as leier oor sy erfdeel gesalf. Hulle het daar in Gebea gekom, en toe hy weer sien, kom 'n groep profete hom tegemoet. Samuel het vir hom sê, hier gaan 3 goed met jou gebeur, en dit gebeur, hierdie is een van hulle. 'n groep profete kom hom tegemoet. Die gees van God het kragtig in hom gewerk, en hy het saam met hulle geprofeteer. Uiteindelik dis nou Saul, hy staan 'n kop hoër as die res, hy's groot, sterk ou. Na my mening is daar fout in sy hart, hy's groot, maar hy's eintlik 'n sissie, dink ek. Hy is waarskynlik ooit daar as ek daar kom, ons kyk. Maar die Here raak hom aan vir Saul. Hy salf hom as koning. 13 vers 13, toe sê Samuel vir Saul, dit is nou net daar, hou net eers vas. Saul, die koning van Israel, gesalf deur Samuel. Hy profeteer, die gees van die Here is op hom. En dan jaag hy aan, as jy nou een verder aan gaan lees. En dan in 13 vers 13, toe sê Samuel vir Saul, jy was onnozel. Jy het nie die opdrag van die Here jou God wat hy jou beveel het nagekom nie. Hy moes wag tot Samuel kom om die offer te bring. Toe raak hy haastig en hy besluit Samuel is laat en hy doen dit self. En dwars deur sy lewe, as jy gaan kyk, is dit Saul se manier van doen. Jy het nie die opdrag van die Here jou God wat jy beveel het nagekom nie. Hy is gekies deur God self. Hy is gesalf deur God se opdrag deur Samuel. En hy is gesalf met God se gees, Saul. Maar dan kom Samuel en hy sê van luister. Jy het droog gemaak. Het gaan nie veel verder werk. Vers 14. Nou sal jou koningskap nie stand hou nie. Die Here het vir hom 'n man as sy hart uitgesoek. En die Here het vir hom as leier volmag oor sy volk gegee. So hy sê vir hom, jy is uit in Dawid se in. En hier kom die probleem. God, oppergesag, sê vir Saul, luister, jy is nie meer die koning nie. Ek maak my vir Dawid die koning. En Saul sê, nee, ek is die koning. En dan al die pad verder, is dit hierdie geveg. Dawid speel hard, Saul raak kwaad, hy gooi hom, probeer hom raak gooi met sy spies. Meer as een keer gebeur dit. Op 'n stadium soek hy na Dawid met 3000 manne, en hy gaan in 'n grot in, en Dawid, hulle is dieper in die grot in, en Dawid sny 'n stukkie van sy kleed af. En dan as Saul uitgaan, dan voel Dawid in sy hart aangekla, en hy sê, ja, ek het aan die gesalfde van die Here geraak. Dis Dawid se houding. Ek het aan die gesalfde van die Here geraak. Dan praat hy met Saul en hy sê, Saul, my koning, ek is jammer dat ek dit gedoen het. Maar ek net vir jou wys, ek kon jou doodgemaak het, maar ek het nie. En dan 1 Samuel 24 vers 18, Saul het hardop begin huil, en vir Dawid gesê, jy is 'n beter man as ek, want jy het aan my goed gedoen, en ek het in jou kwaad gedaan, ek het jou kwaad aangedoen. Saul is wisselvallig. Hier huil hy. En Dawid, jy is reg, ek is verkeerd, jy is reg. Saul weet dit reg. En dan het hy eentjie verder, dan hoor hy Dawid is in 'n ander plek, dan gaan hy met 3000 troepe weer om daar te gaan vang. In die nag sluip Dawid af, en hy vat sy powerade wat, ek weet nie wat hulle gedrink het daar, en sy spies. En dan klim hy op die ander berg, en dan skree en hy maak hulle wakker, en hy sê, kyk hierso, ek het hierdie goed gevat, ek kon hom doodgemaak het.
God is die koning. Hoor mooi, God is die koning. Ons probleem, ons is demokrate. Dis ons ingesteldheid. Ons weet nie van 'n autokrasie nie, en soveel nie van 'n teokrasie nie. Ons is demokraties. Ons is te sê. As die koning in hierdie stadium iets gesê het of gedoen het, dan het hulle dit uitgevoer. Jy het nie 'n sê nie. As die koning vir jou sê spring, spring jy. As hy vir jou sê lê, lê jy. Nie van ek is lus of ek is nie lus nie, ek gaan of ek gaan nie. Saul stel sy eie wil bo God se wil. Dis die moeilikheid. Dawid aan die ander kant doen die teenoorgestelde. En onthou die storie van hy staan op die dak, hy moes eintlik gaan veg het, maar hy het nie gegaan nie, en hy staan op die dak en hy sien vir Batseba wat besig is om te bad, en hy stuur vir haar SMS en sê kom, en hy het die hele verhouding aan, en nou word die kleintjie gebore, en dan kom die profeet na hom toe, Nathan, en hy sal teer hom uit, en dan besef daar dat die ding is verkeerd. En dan sê hy, hierdie seentjie van jou gaan doodgaan. Vir 7 dae vas en bid Dawid. Hy lê op die grond. Praat met niemand nie. En na 7 dae sterf die kind. En dan lees ons die volgende, 2 Samuel 12 vers 20. Dawid het van die grond af opgestaan, om gewas, gesalf en ander klere aangetrek. Hoor, hy het in die huis van die Here ingegaan en in aanbidding gebuig. Die teenoorgestelde gesindheid, as het sal wees. Wanneer Saul aanjaag, dan sê hy vir Samuel, ja, ek het droog gemaak, maar kom net en kom offer saam met my voor die mense, dat ek eer kan ontvang. Het gaan nie van oor die koninkryk nie, van God nie. Het gaan oor hom, sy eie koninkryk. En ek is bevreed. Ons as Christene, kan dieselfde. Het gaan nie vir ons werklik oor God se koningskap en sy koninkryk. Dit gaan vir ons meer daaroor, wat kan ek doen om hom te gebruik vir my koninkryk? Dawid sê, Here, hier is God. Jy kan doen wat jy wil, ek kan bid nie. Is dit ons houding? 2 Korintiërs 12 vers 7. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan. Dis Paulus. Nou, ek weet nie hoe jy hierdie wil verklaar nie. En waar kom hierdie doring in die vlees en wat dit was nie, en feit is, Paulus sit met die ding. Dis vir hom 'n probleem. 3 maal het ek die Here gebid en dit om dit van my weggeneem, dat dit van my weggeneem moet word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. As jy verder gaan lees dan sê hy, nou verheug ek my in my swakheid, want as ek swak is, dan is hy sterk. En hy gaan maar daai hele betoog van hom aan. Die Here kan maklik vir jou sê, hey, hierdie moeilikheid vind. Val soos 'n man, sak dit aan. Byt vas, moenie gaan lê nie, moenie so kerm nie, moenie jouself jammer kry nie, moenie huil nie. Ek het jou, want hy sê van, my genade is vir jou genoeg. Die Here is jou nie los nie. Maak nie saak wat jou krisis nie, hy sal jou nie los nie. Maar hieroor moet ons koppe begin regdraai oor hom as koning. Wat hy sê, is wat gedoen moet word. Nie wat ek wil nie, wat hy sê. Job 1 vers 21 sê, sonder iets het ek in die wêreld gekom, sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee, die Here het geneem, prys die naam van die Here. Ongeag wat, prys die naam van die Here. Ten spyte van alles, het Job nie gesondig of God van iets slegs blameer. Is dit jou ding? Of gaan sit jou ook en sê, Here, jy het my vergeet. Here, hier is nie reg nie. So kan dit aangaan. Wanneer gaan jy nou iets doen? Wanneer gaan jy 'n plan maak? Hoekom sit ek met hierdie ding? Dit behoort nie so te wees nie.
is jou houding teenoor jy? God alleen is God, daar is niemand anders nie. Hy alleen is God, en hy weet die beste, hy weet alles, hy is die Here, hy is die oppergesag. En miskien moet ons net so 'n bietjie van ons houding laat staan, en voor hom kniel, en sê, Here, U is God, en U sit op die troon, en U weet die beste, en ek vertrou U. In plaas daarvan om ons eie wil te laat geld. Jesus kom by 'n blinde man verby, en sy disippels vra vir hom, nou, hoekom is hy blind? Het hy gesondig, of sy ouers gesondig? Dan sê Jesus, Johannes 9 vers 3, Jesus geantwoord, nog hy, nog sy ouers, het gesondig. En dan sê hy hierdie ding, en dit is vir ons, dit is erg. Dit het gebeur, sodat die dade van God in hom geopenbaar kan word. Hierdie ou is blind gebore. Hy is die hele lewe blind, ek weet nie hoe oud is hy nie. Hier staan sodat God se dade in hom geopenbaar kan word. Voel vir ons onregverdig. Wanneer het vir ons gaan oor die demokrasie? Maar as het God se plan is dit sy plan? Kan ons dit vat, dat God is? Of kan ons onsself jammer? Doen wat hy sê, omdat hy God is. Nie enige rede nie. Doen wat hy sê. En die jare, het voel vir my, ons het soveel goed. Nee, ons hoor. Oor en oor en oor, maar ons doen dit nie. Want dit is ons keuse. Ons kan maak wat ons wil. Onvergifnis, hoeveel keer in jou lewe het jy al preke gehoor oor onvergifnis? Nog steeds. Doen ons dit. Nog steeds is dit deel van ons lewens. Mattheus 18 vers 21. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Dit is 'n direkte opdrag van die koning. Vergifnis is nie jou keuse nie. Hoor jy? Vergifnis is nie jou keuse nie. Dit is 'n opdrag. Dit is 'n opdrag. Die Here sê, jy moet dit doen. En dit is tot jou beswil. Wat help dit? Jy word in die nag wakker en jy lê en dink aan hy wat jou te nagekom het. Jy gee vir hom blyplek in jou kop. Hierdie ou wat jy nie van hou nie, gee jy blyplek in jou kop. Hoe stupid kan hy wees nog asemhaal? Ons doen dit. Raak ontslaaf van dit. Mense, maak klaar. Kom oor dit. Dis nie 'n voorstel nie. Dis 'n opdrag met die Here. Vergewe. Inteendeel, Jesus gaan so ver en hy sê, as jy nie die vergewe wat in jou sondig nie, gaan die Vader jou ook nie vergewe. Hoe erg is dit? Ons doen dit. 1 Korintiërs 9 vers 27. Hierdie is 'n sensitiewe affære. Ek dissiplineer my liggaam en oefen en maak dit diensbaar, sodat ek nie, terwyl ek vir ander gepreek het, dalk self gediskwalifiseer word. Wat staan nie? Ek het 'n verpligting teenoor my liggaam. Ons hoor dit nie. Want dit is vir ons eie wil, is ek. Dis my lewe. Ek doen met my lewe wat ek wil doen. Nie jy vir my sê wat ek moet doen nie. Is dit die opdrag of is dit 'n voorstel? Spreuke 18 vers 9 sê, iemand wat slap is in sy werk, het nie goed doen nie, is 'n broer van die verwoester en vandalisme. Net soos iemand wat nie moeite doen om sy gesondheid op te pas nie, 'n broer van iemand wat selfmoord pleeg. Maar dis nie vir ons die realiteit. Mense, ek sukkel met hierdie ding. Nee, ek sukkel met hierdie ding. Ek nie veel van saak met julle nie. Hierdie is vir my 'n moeilikheid. Nou in die week het hulle verslae of syfers aangekondig en gesê, Amerika het nou 100 miljoen plus mense wat obese is. Obese, Afrikaans vir obese is, dit gaat ek is nie seker nie. Ek is nie seker daaroor nie. Maar
Dis vir my 'n krisis, dis vir my 'n geveg in my lewe, elke dag, dis die een kant van my, dis wat ek kies, dis die ander kant wat ek behoort te kies, en nou dink ek nie, navorsing, ek weet nie altyd wie die navorsing dit nie, maar as ek gelees het, sê, 85% is jou dieet, en 15% is oefen. So dit help nie, ek ry fiets en ek spring op en af en ek vang allerlei goed aan en tussen stop ek alles in my lyf in nie. Ek weet so ietsie van karate, maar ek hou van hulle. Jy kan 'n karry met 'n fantastiese enjin. Maar as jy die verkeerde goed ingooi, dan werk hy nou nie. Hoekom doen ek dit met my lyf? Ek weet. Ek is sekere goed nie, want as ek seker klein worsrolletjies eet, seker klein pastytjies, saam met koeksisters, dis vir my lekker, so saam. Want ek swy baie. So ek eet 2 of 3 rennies, dan eet ek daai goed. Ek weet dis nie vir my goed nie, maar ek doen dit. So kom ek gee vir julle 'n Bybelse metode om jou lyf van beheer te kry. Jy hoef dit nie te doen nie. Maar ek sê nie vir jou hierdie ding werk. Kies vir jou 'n dag. 1 dag 'n week. En vas. Wat het ek jou sê? Dit gaan nie oor maar word nie. Vas gaan uit en uit oor selfdissipline. So. Kies vir jou dag. Maandag is 'n goeie dag na al die brassery van 'n Sondag. Maar kies vir jou enige dag wat jy wil. En vas. Vas beteken jy drink goede, maar jy eet niks nie. Verkieslik net water. Maar jy gaan hoofpyn kry as jy gereeld koffie en tee drink en jy drink vir 'n dag en dan kry jy 'n bietjie hoofpyn van onttrekkings en trauma. So kies vir jou dag en vir daai dag drink tee en drink water en drink lemoensap, maar nie eet nie. Dit beteken ook nie jy kan 'n skaapbout versap en dit drink nie. Ek praat van water en daai goed. Hoor wat ek julle sê? As jy vir 3 maande 1 dag 'n week vas, gaan jou lewe verander. Jou selfdissipline, jou selfbeeld, jou selfbeheersing, al daai goed gaan verander. Okay, dis jou keuse, doen dit. Romeine 12 vers 1. Ons lees baie maklik Romeine 12 vers 2. Wat sê jou denke moet verander? Kyk vers 1. Therefore I urge you brothers in view of God's mercy to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. So miskien my houding oor my lyf en ek kan doen wat ek wil en ek kan eet wat ek wil en ek kan aanvang wat ek wil. Staan nie reg nie. Dalk het ek 'n verpligting teenoor die koning om my lyf op te pas. Maar vir ons is dit soms as hy keuse, kan maak wat ek wil. Dalk is dit nie so. Hebreërs 4 vers 21. Die woord van God is lewend en kragtig. Hier staan dit, die woord van God is lewend en kragtig. 1 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om die waarheid te leer, verkeerde sieninge reg te stel, mense tereg te wys en 'n regte lewenswyse aan te leer. Dis die woord, dit is die Bybel, sodat die manne van God volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Die woord van God. So, lees jou Bybel. Lees jou Bybel. Hierdie week wat verby is, hoe gaan jy dan? Het jy die woord gevat? En het gelees? En hier staan die goed. Jy kan nie verloor deur dit te doen nie. Jy kan definitief verloor deur dit nie te doen. Niemand gaan jy doen om te doen nie. Niemand nie. Dis jy. Dis jy. Miskien moet ons lewens bietjie mooi gaan bekyk.
Is ons besig om die Here te dien as koning? Of dien ons hom net as verlosser? As die een wat ons kon vrymaak het, ons kom uit het. En dit is fantasties. Ja, dit is fantasties. Die Here het jou gegryp, het jou lief. Hy verwyk jou nie van enigiets nie. Hy hou nie boek van die kwaad nie. Hy is liefde. Hy het nie liefde nie. Hy is liefde vir jou. Miskien het ons 'n verantwoordelikheid van ons kant af om hom te aanbid en te eer as koning. So, jou lewe is nie regtig opsioneel. Jy is onder 'n koning. Dis nie net vir wat jy lus is nie. Dit is goed jy moet doen, omdat dit die regte ding is om te doen. Moenie slaap wees nie. Moenie gaan lê nie. Moenie lafhartig wees soos Saul nie. Moenie ongedissiplineerd wees nie. Of loubaar. Dis jou keuse. En het begin môre, het begin vandag. Dis jou keuse. Lukas 9 vers 23, toe het hy vir almal gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Wat beteken dit? Beteken ek stel hom eerste en my tweede. Ek is bereid om myself kort te doen in my oë terwille van hom. Doen wat die koning sê, jy moet dit nie my wil nie, sy wil. So hy vir my sê, luister, vergewe daai, dan vergewe. Nie oor omdat ek so voel nie. Dis die opdrag. Dis die opdrag. Is jy 'n Christen wat gerief najag? Of is jy iemand wat die Here dien met jou hele hart? Dis jou keuse. So die koninkryk van God is nie demokrasie nie. Hy is koning, hy is God. As hy sê, moet dit nie doen nie, stop het. As hy sê, iemand wat dronk word, doen homself skade, los het, moenie dronk word nie. En as jy sukkel met drank, dat is net een manier, stop het helemaal. Nie net 'n knapsie vat, of 'n biertjie, of een dingetje gaan doen. As dit vir jou swakpunt is, los dit heeltemal, verband dit uit jou huis uit, en moet nie by plekke kom waar dit is nie. Dit is eenvoudig. Dat is nie 'n ander manier hoe jy dit gaan weet nie. As jy sukkel met pornografie, kanselleer jou DStv en Netflix en Prime Video en ek weet nie wat so goed daar is nie, en gooi die rekenaar in die huis en sê vir jy is terug op notaboeke, jy raak nie aan dit nie. Wees radikaal. Wees radikaal. Sny dit. Want dit gaan jou vang, dit gaan jou inhaal. Sny dit. God is die hoogste gesag. Doen wat hy sê. Hy is die Here. Hy weet alles, hy verstaan alles, hy weet die beste. As hy jou opdrag gee, dan is dit tot jou beswil. Dit is nie om jou pret te bederf nie. Dit is omdat hy jou lief het. Sy wil bo my wil. Ek doen wat hy sê. Omdat hy God is. Hy is die skepper. Hy is die een wat die woord sê, hoe kan ek as 'n potjie, as 'n klein naam toe kom en sê, Here, hoekom het U my so gemaak? Hy is die pottebakker, hy kan besluit wat hy doen met my, soos hy wil. Want hy is die Here, hy is God. So dit gaan oor gehoorsaamheid. Het gaan daaroor om hom te volg. Jesus sê, as jy my lief het, sal jy doen wat ek sê. Jy moet nie so voel nie. Dis die opdrag, dis wat hy sê. Dis aanbidden. Op jou is dit ware aanbidden. Samuel kom en hy praat, hoe kan met Saul presies oor dit, toe hy daai klomp goed bring wat hy wil slag. As jy die Here te behaag en gehoorsaamheid, meer as 'n offer. Gehoorsaamheid, doen wat die Here vir jou sê. So laaste skrif wat jy baie goed ken, Matteus 6 vers 33. Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Jou primêre fokus, jou eerste prioriteit, is die koninkryk. So as jy nou weer Bybel lees, moet jy net lees om te kyk wat daar is wat vir jou kan bederf.
Kyk wat die Here sal dra. Doen wat die Here sê. Hy is die koning, hy is die Here, hy weet die beste. En hy het jou lief, en hy sê jou nie los nie. En hy hou nie boek van die kwaad nie, en hy verwyd nie, en hy is net goed. Maar hy is gat. Met die vergeet.